Goeiemôre. Soos julle seker al agtergekom het, raak ek nie regtig betrokke by politiek nie. Nie in Suid-Afrika nie, ook nie hier nie. Hier in Amerika nie. Ek staan sterk, ek's 'n Republican. Sal my uitsprake maak teen die Democrats as hulle met stupid redes die government probeer shut down en toesluit hou. Maar veral dan na Suid-Afrika raak ek nie regtig betrokke by die politiek nie, maar mense het my gevra, wat is my opinie in verband met hierdie Afrikaners, aanhalingstekens, wat nou 'n uitspraak gemaak het wêreldwyd, dat daar is nie plaasmoorde in hierdie tipe aanvalle en persecution op blankes in Suid-Afrika nie. En al wat ek vir jou kan sê, hier's nou weer baie duidelik hoe die Afrikaner die blanke populasie in die rug steek, soos wat dit nou maar al vir dekades gaan. Ongelukkig kry ons nou hierdie, maar die probleem is, hierdie is prominente mense met 'n groot spreekbuis. En dit gaan twyfel trek in die buiteland. Mense in die buiteland gaan begin wonder, is dit regtig so dat die mense, die blankes in Suid-Afrika onderdruk is? Want kyk na hierdie prominente mense wat kamastig credible is, wat uitsprake maak en sê, het is nie so nie. Die hele probleem het begin maande terug daar in die White House, toe die DA se leier daar regop staan voor die hele wêreld en vir Trump sê, daar's nie sulke goed soos plaasmoorde nie, dis liegstories en fake. Nou kan ons sien as 'n volk, hoekom is ons so onderdruk en waar dit op pad heen is. Daar's nie support nie. Ongelukkig sien ek ook dat huidige volkleiers, ouens wat hulle self voorstaan as leiers van die volk, in sekere groepe, nie seker nie almal nie, maar in spesifieke groepe, wat groot volgelinge het in Suid-Afrika, is ouens wat, party van hulle is, hulle staan kommunisme by, jy weet, hulle support vir Putin en Xi en Iran teen die Weste, en hulle sal eerder vir Hamas opkom, as dit net teen Israel is, of die tipe van ding, en dan is hulle aanhangers, hulle volgelinge, hang aan hulle, ek kan dit nie verstaan nie. Maar hierdie ouens wat veronderstel is om nou leiers van die volk te wees, om die volk in die regte rigting te kry, hulle spandeer meeste van hulle tyd om te worry oor wat in Oekraïne oorlog aangaan, as om te worry oor wat met die mense in Suid-Afrika gebeur. So nou kan ons sien, of die mense nou voorgee hulle is leiers, en of hulle aansien in Suid-Afrika het, daar is 'n aanval op die blankes in Suid-Afrika. Nie net van die ander kant, soos hulle ons probeer uitdryf uit Afrika uit nie, maar onder ons eie mense. So wees maar versigtig vir wie jy volg, en wie jy wat doen, want hierdie ding lyk my kan lekker terugdraai en mense in die rug steek, soos dit op die oomblik gebeur. So ek kry die mense wat nog in Suid-Afrika bly baie jammer vir die druk waaronder hulle is. Nou is hulle onder druk van die swart bevolking af, of van die, nie noodwendig die swart bevolking, maar daar's baie van hulle wat net soos ons net wil lewe, en geen issues wil hê nie. Ons het goeie vriende met hulle gehad, maar is onder druk van die regering af, en is hulle nog onder druk van hulle eie bondgenote, hulle eie volkgenote, wat kamastig hulle leiers was, of leiers probeer wees. So ek is maar baie jammer vir dit wat daar gebeur, en ek weet nie wat daaraan gedoen kan word nie. Hoopelik kom maar eendag 'n bietjie ingryping, kanse is min, baie min, dat so iets sal gebeur. So, dit is nou maar my opinie oor hierdie kamastige raad van 44, of hierdie kamastige groep wat sê hulle is Afrikaners. Hulle praat nie vir my nie, hulle praat nie vir die ander bevolking van Suid-Afrika nie. Hulle praat vir hulle self, en hulle praat stront. Dis al wat dit is. Baie dankie.